Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Vrydag, die 6de Februarie 2026. Hierdie hele week het ons gesels oor om aan God te behoort. En ons het gehoor, ek is God se, ek word aanvaar en ek is nie alleen nie. Maar om te behoort is nie waar hierdie storie eindig nie. Dis eintlik waar dit begin. In Johannes 20 vers 21 sê Jesus vir sy disippels: soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Met ander woorde, as jy weet aan wie jy behoort, dan kan jy beweeg. Nou, Jesus stuur nie perfekte mense nie. Die disippels is op hierdie stadium wanneer hy met hulle praat, bang, deur mekaar, hulle is agter geslote deure, hulle voel glad nie gereed nie, en tog, Jesus stuur hulle. Hy wag nie dat hulle sterker moet glo nie, hy wag nie dat hulle minder bang moet wees nie, hy stuur hulle net soos hulle is. En dit sê vir my, God stuur nie mense wat altyd reg is nie, of waarmee dit alles reg is nie. Hy stuur net mense wat weet aan wie hulle behoort. En hy sê, soos die Vader my gestuur het. En dit is nogal belangrik. Hoe het die Vader vir Jesus gestuur? Nie met afstand of harde oordeel of met vingerwys nie, maar met liefde, met deernis en met nabyheid. En dis presies wat Jesus doen. Hy kom woon tussen mense. Hy het na hulle geluister. Hy het hulle gesien. Hy het hulle lief gehad. So wanneer Jesus ons stuur, sê hy eintlik, gaan leef soos wat ek geleef het. Gaan wees wie ek vir julle was. Want om so te beweeg, kom nie uit 'n plek van skuld nie, maar uit 'n plek van dankbaarheid. En baie mense hoor in hierdie woorde, die woorde sending, nê? Sending. En dan voel hulle dadelik skuldig, want ek doen mos te min, ek sê te min, en ek doen nie goed daarmee nie. Maar Jesus stuur ons nie met skuld nie. Hy stuur ons met liefde. En as jy regtig besef hoeveel genade jy ontvang het, en hoe diep God jou lief het, en hoe veilig jy by hom is, dan begin iets binne in jou te beweeg, nie omdat jy moet nie, maar omdat jy wil. En wanneer ons aan sending dink gewoonlik, dan in die manier van hoe ons nog altyd daaroor gedink het, is dat asof ons aan iets ver dink. Ander lande, groot projekte, dramatiese stories, iemand wat staan en praat, dis hoe dit vir jou klink. Maar eintlik begin dit baie nader, by jou huis, jou werk, jou familie, jou straat. En beweeg beteken nie altyd groot woorde nie, soms beteken dit net om te luister, om teenwoordig te wees, om op te daag, 'n tafel oop te maak, 'n hand uit te steek, skottelgoed te was. God vra nie dat jy iemand se lewe moet regmaak nie, net dat jy daar sal wees. En dan beweeg jy nie alleen nie, want hoor hoe sê hy dit? Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hy neem nie elkeen apart en alleen en sê vir jou die, en dan gee hy 'n area of een of ander iets nie. Ek stuur julle ook. Soos wat ek tussen julle was, moet julle ook tussen mense wees. Want jy beweeg nie alleen nie. Net hierna, die vers net na wat ons sopas gelees het, sê hy vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Met ander woorde, ek stuur julle regtig nie alleen nie. Wat julle nie self het nie, sal ek vir julle gee. En die Gees help jou om die regte woorde op die regte plek te sê. En hy weet ook laat jou ook weet wanneer om stil te bly. Om lief te hê wanneer dit moeilik is. En as jy dan so beweeg, is dit nie iets wat uit jouself uitkom nie, dis iets wat God deur jou doen. En om te behoort, beteken ek dra nou God se hart met my saam. Wanneer ek sê ek behoort aan God, dan beteken dit ook ek dra iets van sy liefde, iets van sy genade, iets van sy hoop. Ek is ook nie perfek nie, nie foutloos nie, maar eg. Die wêreld soek nie mense met al die antwoorde nie. Hulle soek mense wat saam met my die antwoorde gaan soek. En hulle soek mense wat regtig omgee. Om dan uitgestuur te wees tussen mense, beteken 'n bietjie anders.
Ek loop dan 'n pad wat prakties is. Dis 'n pad wat sê dat jy 'n verskil maak wanneer by jou vingerpunte uitkom. In jou oë, in jou omgee. Gestuurdheid se basis is om te behoort. Ek behoort aan God. En omdat ek weet dat ek aan hom behoort, my onvolmaakte ek, daarom aanvaar ek sy gestuurdheid en beweeg ek. En nie eens ver nie, sommer net tussen my eie mense. Mag jy dit vandag regkry. Amen.